jy's op Radio Oeverberg 101.8 FM. Ek is Anet, ons kuier op die rooi tapijt. Ons maak so elke Dinsdag 10 tot 12, net hier op jou gunsteling frekwensie. So van die rooi tapijt af gesels ons bietjie rooi ligterapie. Ek het toevallig raak gelees en kyk, dan wil ek mos nou meer weet. En met die man homself praat ek vandag, William John Willis, maar ons noem hom sommer net Will. Goeiemôre en welkom op die rooi tapijt. Goeiemôre Anet en goeiemôre aan die luisteraars, julle mense wat in 'n pragtige deel van die wêreld bly. Ja, goeiemôre. Ons is so gelukkig, hoor. En ek is jaloers. Ek is bly. Wel, ek wil heel eers weet, nee, wat is rooi ligterapie? Anet, rooi ligterapie, daar's 'n hele paar name vir dit, maar dit is medies bekend as fotobiomodulasie, of in die Engels noem hulle dit, en ek gaan partykeer na die wetenskaplike terme in Engels verwys, sodat dit beter verstaanbaar is, maar dis photobiomodulation, of low laser light therapy, of laserterapie, en dit is 'n behandeling van lae-vlakke ligterapie, wat gebruik word om cellulêre funksie te stimuleer, wat dan herstel en groei aanwakker. Nou die groot belangrike ding is hierso, dit gebeur gewoonlik dat 'n persoon se vel of liggaam behandel word deur lae-vlakke van ligterapie. In ons geval is dit LED-ligte wat spesifieke golflengtes is, en dit veroorsaak 'n biologiese reaksie in die liggaam. So die algemene gesondheid van jou liggaam is afhanklik van sy energievoorraad. Ek dink as ons terugdink aan skool en die ouens wat biologie gehad het, dit is omdat elke enkele kritieke proses wat in jou liggaam plaasvind, van herstel tot regenerasie, tot ontgifting, tot immuniteit, tot die knip van jou oë en die klop van jou hart, alles benodig energie om suksesvol uitgevoer te word. So as jy eendag wakker word, dit klink nou 'n bietjie morbid, maar as jy eendag wakker word en jy letterlik geen energie beskikbaar het nie, sal jy nie kan uit die bed uit opstaan nie en eintlik sê jy sterf. So net so besoedelodig is sel dan ook energie vir sy oorlewing. So trouens jou liggaam kry sy energie van jou individuele selle. En dan binne die selle is daar klein energieproduserende kragsentrales, en genaamd mitokondria. Nou as dit vir iemand bekend klink, die ouens wat biologie op skool gehad het, of as jou kinders of kleinkinders biologie het, en hulle praat van mitokondria, dan sal hulle vir jou sê, dis die bron van energie vir jou selle en vir jou liggaam in algeheel. Wanneer mitokondria binne 'n sel alles het wat hulle nodig het om energie doeltreffend te produseer, is die sel gesond. Baie simpel beginsel. As ons gesonde kos eet, is ons gesond. As ons lekker die regte petrol in sit in die kar, dan ry die kar. As ons diesel in die petrolkar sit, gaan nie ry nie. So wanneer die meerderheid van jou selle alles het wat die mitokondria binne hulle nodig het om enige energie doeltreffend te produseer, is jou liggaam gesond. So dit gaan nou gesond. Dan die stowwe wat nodig is vir doeltreffende energieproduksie kan voedingsstowwe genoem word. Weereens terug na ons ou biologie klassies alwees op skool. Wat byna deur al die dieet verkry kan word. Een voedingsstof wat noodsaaklik is vir doeltreffende energieproduksie wat ons nie deur dieet kan verkry nie, is natuurlik dan ligterapie. So basies werk rooi ligterapie op 'n cellulêre vlak en is die mees basiese en belangrikste vlak van herstel vir meeste menslike toestande. Ons gaan net hier na 'n breek, maar ek wil eers voordat ons 'n breek vir advertensie, wil ek vir jou vra, wat is dan die geskiedenis, of jy het vir ons baie inligting oor rooi ligterapie gegee, maar waar kom dit vandaan? Jy praat dan van lig en jy praat van energie, en ek wil amper die son dan ook hier begin insleep, want ons kry ons Vitamiin D van die son wat energie is. Is daar 'n relation tussen die son en die rooi ligterapie? Ja, en ek is absoluut reg. Dis nou wat die volgende ding kom, as ons by die geskiedenis en die agtergrond van rooi ligterapie kom. Dan gaan ons praat oor die son, want die son is die mees natuurlikste element wat vir jou terapie kan gee. So ek gaan begin by die geskiedenis. Sedert die begin van tyd word die medisinale eienskappe van lig erken en gebruik vir genesing. Ons oeroupas, en hier kom ons nou by die son, het baie meer tyd in die son spandeer. En dit is natuurlik deel van hulle fisiese ontwikkeling geword. So ons liggame is geprogrammeer om te herstel en groei in lig en sonlig. En dit het nie verander nie. Dit is van 70.000 jaar af terug. Ons liggame het nie veel verander nie. Ons tegnologie het verander en ons dieete het verander en al daai tipe goed, maar ons liggaam het basies dieselfde gebly. So daai element is baie belangrik. So die oorvaders het baie meer tyd in die son spandeer. Daar kom ons by jou Vitamiene D. Almal weet van Vitamiene D. Die meeste mense is bewus dat dit 'n ryk bron is van UV-bestraling wat die produksie van Vitamiene D stimuleer, daar is jou antwoord, en beskerm teen kwale soos
'n paar van dit, maar ons gaan later van die baie meer noem, soos outoimmuunafwykings, verskeie soorte kanker en kardiovaskulêre siektes. Waarvan die meeste mense van ons nie bewus nie, is dit 'n belangrike bron van terapeutiese straling. So terapie wat die son ons bied. As jy weet baie keer sê ons mense net nie sondig kom. So as jy kyk na die ouens wat in die Noorweegse Baltiese lande bly, hulle het daai seasonal affective disorder as gevolg van die feit dat hulle nie genoeg sondig kry nie. So lig wat in 'n naby of rooi interpreteerpunte uitgestraal word is die antieke Egiptenare. Dis waar dit die eerste geskiedenis het. 'n Solariums gebou wat toegerus was met gekleurde glas. Om spesifieke kleure van die sigbare spektrum te benut en siektes te genees. Nou vroeg gebruik deur die Grieke en die Romeine, die ouens is altyd aan die voorpunt van alles. Die effekte van klemtoon. Maar nou kom ons by die wetenskaplike ouens uit. In 1903 het 'n ou met die naam van Niels Riebeeck Finsen, hy was bekroon met die Nobelprys vir geneeskunde vir die suksesvolle gebruik van ultraviolet lig vir die behandeling van tuberkulose. So dis waar dit oorspronklik begin het. En vandag word Finsen dan erken as die vader van moderne fototerapie of ligterapie. Toe in 1910 is die Amerikaanse dokter John Harvey Kellogg. Nou daai naam behoort vir julle almal 'n klokkie te lui, want hy is die ou wat hy was 'n uitvinder, hy was 'n mediese dokter en hy was 'n besigheidsman. Ja. En hy het Kellogg's cornflakes. Yes. Nou hy is die ou wat dit oorspronklik gemaak het in sy sanatoriums waar hy mense behandel het vir onder andere siektes en versteurings en also 'n baie interessante persoon as jy op Wikipedia gaan of op Google, sal sy geskiedenis daar vir jou uitstaan. So hy het 'n boek gepubliseer by die naam van Light Therapeutics, waar sy ervarings gedokumenteer is hoe mense te genees met behulp van gloeilampe en boogligte. Ligterapie dan het hy gesê is effektief vir die behandeling van diabetes, vetsug, kroniese moegheid en daai tyd het hulle dit genoem, slapeloosheid, gemoedstoestande en baie ander gesondheidsprobleme. Dan kom ons by die low level light therapy of laser therapy. Die laser is in 1960 deur die Amerikaanse fisikus Theodore H. Maiman uitgevind. Okay. Maar dit was eers in 1967 deur die Hongaarse geneesheer en chirurg en meneer van Andrei Mester uitgevind het dat laser 'n beduidende terapeutiese waarde het. Natuurlik is dit weer eens praat oor 'n laafvlak laser. Ons praat nie van daai wat staal kan sny en dan. Hy was werklik by die Semmelweis Universiteit in Budapest in Hongarye. En Dr. Mester het 'n ongeluk ontdek dat laafvlak laserlig hare in muise kan laat hergroei. So tydens 'n eksperiment wat hy probeer het om die vorige studie te herhaal, het hy bevind dat rooi lig laserterapie gewasse uit die muise laat krimp het. So hy het nou gesien, okay, dit laat die goed wat moet groei en die goed wat nie moet groei nie wat gehanteer moet word, kan krimp. Hy het opgemerk dat hare vinniger teruggroei op laserlig en ook die genesingsproses van muise kan versnel. Na aanleiding van hierdie ontdekking het hy die laser navorsingsentrum by die Semmelweis Mediese Universiteit in Budapest in 1974 gestig. En daarvan het hy die behandeling gegroei tot wat dit vandag is. En as ons kyk nou, dit is van daai tye af, Anet, en as ons kyk na die navorsing is daar. En dit is nie net een of twee ouens nie, dit is mediese dokters en mediese navorsing kenners wat studies gedoen het. So as ons kyk na vandag in die ligterapie studieveld, van dit hierdie ontwikkelings plaasgevind het, is daar fototerapie 37.000 studies gedoen al. Fotobiomodulasie is 510 studies, fotostimulasie is oor 1000 studies. Low level light therapy is oor 5000 studies, laafvlak laserterapie 5910. Ek gaan nou as ons praat oor dit verwys na party van die studies wat insiggewend wees vir die luisteraars. En dan naby 8400 studies. So, lyk my as jy dokter is en jy wil 'n studie doen, dan is hierdie die veld om dit te doen. Want die ouens is besig. Jy sien my ligterapie kom daarom nou al 'n ver pad. As ek nou hoor hoe ver en hoe lank ons van die oertye af kom, is lig al gebruik vir genesing. Ja, die ontwikkeling van soos ek sê, die ontwikkeling kom van toe af en is daar deeglike navorsing wat dit ondersteun en dan is daar die nodige wetenskap om te bewys vir die effektiewe behandelingsmiddel. Daar is wel 'n paar uitsluitsels, ons gaan daar later daaroor praat, maar daar's baie gebruike. Dis die stem van Will Willis en ons gesels oor rooi ligterapie en net hierna is ons terug en ek wil dan by Will weet, hoe werk die ligterapie en wat is die voordeel van die verskillende tipes ligterapie? Bly ingeskakel, ons is net hierna terug. Meet Rapid Dawn Outsourcing Specialists.
With over 20 years of industry experience, they're perfectly positioned to guide you through the fourth industrial revolution. From employee contracts and BEE certificates to company registrations and tax directives, Rapid Dawn handles all your tax-related services with precision and care. They also offer life and short-term insurance solutions, as well as expert IT contractor placements, remuneration and tax structuring. Contact Rapid Dawn today at valerie@rapid-dawn.co.za or visit rapid-dawn.co.za. Let's work together. Welkom terug, Wil. Ek wil nou weet, hoe werk hierdie ligterapie? Wat is die voordele daarvan? Jy het ons baie uitgelig, die studies, en dit klink of dit wonderlike voordele kan bied vir verskeie toestande. Kan ons bietjie meer in diepte daaroor gesels? Ja, so eers hoe dit werk. Ligterapie, soos weer eens, en nou gooi ek ons almal terug weer na toe ons op skool was. So jy weet nou probeer ons onthou. Hoe meet jy ligterapie? Dit word gemeet, lig word gemeet op frekwensie. So as jy 'n kleur sien, is dit nie 'n kleur eintlik nie, dit is 'n frekwensie wat net teruggestraal word. So dit word in 'n nanometer gemeet en die ligspektrum wat daar effektiewe behandeling in rooi ligterapie kan wees, is enigiets van 300 nanometer tot 850 en die verskillende frekwensies het verskillende voordele. So van 400 nanometer bijvoorbeeld is perslig, 450 is blou lig en dan groen lig. So baie van die terapeutiese produkte, so jy sien het 'n ligfrekwensie. En dan gaan dit tot by 850 en dan gaan dit van 850, die belangrike ding is ook dat dit word genoem near infrared light of naby infrarooi lig wat onsigbaar is vir die menslike oog. Jy kan dit nie sien nie. As jy natuurlik 'n spektrometer daarbey hou, gaan jy dit sien, maar jy kan dit nie sien nie. En dis die van so 'n soort van 400 tot 850 sien die effektiefste en ek gaan vir jou nou sê wat is waar pas wat in. So by 311 nanometer is dit spesifiek baie goed vir vitiligo en psoriasis. Nou dis daai velkondisie, ek dink baie van ons daarvan gehoor dat dit sulke skitterige rooi vlekke maak en is vreeslik pynlik. Ek onthou ek het 'n dame gehad wat saam gewerk en sy het dit gehad en dit was geweldig pynlik vir haar. En dan vitiligo is waar die vel sy pigmentasie verloor. Ons wil baie gesien sulke vlekke in hulle gesigte. Nou dis vitiligo. En dan waar die vel ander kleur ligter word. So dit van 311 nanometer kan jy dit behandel. Van 630 tot 660 nanometer. Is dit die beste vir oppervlakkige velprobleme, akne, eczema maar nou ook een van die byvoordele van dit en ek wil daaraan raak is kollageenversterker, collagen. Almal deesdae behandeling en so aan. Maar hierdie is 'n natuurlike proses wat kollageen maak. Dit is nie iets wat jy in jou liggaam sit nie, wat jou liggaam in elk geval meeste van dit gaan uitskei nie. Dit is nie sinteties nie, dit is jou liggaam wat dit maak. So jou liggaam is bekend met wat dit doen en ons sal later by kollageen opkom. Dan van 810 tot 850 nanometer is dit die beste vir diep weefsel. So gewrigspyn, spierherstel, selfs vir breingesondheid. En dan weer eens gesê hierdie is op onsigbaar vir die menslike oog. Wel, jy praat nie, klink of jy baie kennis het hier, hoor. Ek wil net geweet waar kom jou kennis hiervan vandaan en jou passie vir rooi ligterapie? Anet, dis 'n baie goeie vraag. Ek is nie 'n mediese persoon nie. Dis die eerste ding wat ek al uitsit. Ja. Maar ek het omtrent in 2008 het ek as gevolg van die sport wat ek gedoen het ek auto-immuun kondisies 2 opgedoen. Een van hulle auto-immuun een is net ding dit was Epstein-Barr en die ander ene was ek kan nou nie alleen onthou nie, maar in elk geval die twee en ek het begin navorsing maar ek begin gelees oor gesond lewe, gelees oor hoe jou liggaam herstel. En toe het ek nou maar dit is altyd 'n deel van my lewe en as ek sê die sport wat ek doen, probeer ek baie die regte dinge doen, die regte dinge eet. Anders kan dit net jou affekteer. So ek sal nou net by 'n ander naam uitkom, maar in elk geval en ek het begin kyk na alternatiewe terapie. Baie gelees, ek het korporatief gewerk vir baie lank in my lewe en toe besluit ek het nou genoeg van die korporatiewe lewe gehad en ek gaan my eie ding doen en ek het baie geëksperimenteer met verskillende produkte, nie net ons nie, maar ook ons diere. En ek het begin produkte invoer want ek het begin met allerlei produkte en toe vra een van die terapeute dierenterapeute wat ons gebruik vir een van ons honde wat arthritis het, of ek hierdie rooi ligterapie kan inbring.
En ek het begin lees daaroor en vra en dit is omtrent 6 jaar terug wat ek begin kyk het na die produkte, dit begin inbring het en soos jy natuurlik daarmee werk en so weer eens ons produkte is SAPRA Certificate Health Professional Regulating Authority approved. Ek het deur daai proses gegaan, so jy tel baie tegniese inligting op en jy moet weet wat jy doen om die regte produk kry. So ja, dis waar dit begin het. Dit is 'n die groot ding vir my is dit gaan oor hoe om jy weet die kwaliteit van lewe te hê. En hierdie terapie is definitief iets wat jou kwaliteit van lewe gee. En help met pynverligting. Dis baie studies oor pynverligting en vir allerlei kondisies. Ek meen, jy kan dink aan tieners wat akne het, jy kan mense wat eksema het, soos byvoorbeeld ek soos my vrou het eksema en sy dit is regtig swaar vir haar. Ek kan sien dit mense affekteer en sy lê elke oggend vir 20 minute onder een van ons produkte met 'n groter oppervlakte van haar liggaam dek in haar gesig. En as sy dit nie doen nie, dan affekteer dit haar. So dit kom net van 'n punt af dat ek wil sien dat mense 'n beter lewe het, 'n beter kwaliteit lewe en blootgestel word aan produkte wat dit wel kan doen. Nou hierdie rooi ligterapie kan verskeie toestande suksesvol behandel. Ons kan nou nie aan almal raak nie, maar ons praat van verslawing, akne, Alzheimer's disease, Bell's palsy, beenfrakture, brandwonde, daar is 'n hele rits, koorsblare, hypersensitiwiteit, ons praat van droë mond, diabetes, voetswere en natuurlik ook herstel na oefening. Maar daar's 2 spesifieke goed waarna ek graag wil raak, eintlik 3. Depressie wil ek aanraak, gewigsverlies en dan ook haarverlies. Is onder die goed wat nogal vir my uitstaan van die toestande wat dit behandel. Kan ons so 'n bietjie daaroor praat? Depressie, gewigsverlies en haarverlies. Ja, dit is dinge wat ons baie almal affekteer en ons kan almal daarmee identifiseer. Jy weet, depressie dis 'n ding wat weer eens as ons kyk na die storie van ons oorvaders, as ons nie in die sondig kom nie, is ons jy weet dit affekteer dit ons gemoedstoestand. So ek gaan vir jou verwys na en ek glo altyd as mens iets sê dan moet jy die wetenskaplike navorsing daarvoor hê. So in 2009 het 'n groep wetenskaplikes van Harvard Universiteit, so dis kredietwaardige ouens hierdie, die effekte van naby infrarooi lig op 10 proefpersone met ernstige depressie getoets. Die navorsers het die lig direk op die voorkop van die pasiënte toegepas en weer eens as kom van die toepassing van die rooi lig, jy kan dit op baie maniere doen, maar hulle dit direk, so daar's min dilution van dit. Direk op die voorkop van die pasiënte gesit en in 16 minuut sessies gedoen. Na slegs 1 behandeling met die rooi ligterapie het die pasiënt hoogbeduidende vermindering in beide hulle noem dit HMD depressie en dan HMA wat angs is en dit is 'n tellingsstelsel wat hulle gebruik. So hulle het in beide die HMD en die HMA hulle depressie en angs onderskeidelik tellings na behandelings ervaar met die grootste vermindering na 2 weke. So weer eens eers een behandeling gaan dit nie vir jou doen nie. Jy moet aanhou, maar weer eens dit bewys dat in daai tellings, daai HAMD en HMA het dit verbetering na 2 weke gedoen. Dis amazing. En haarverlies. Ja, dit is nou een ding wat ek ook vir my dink ek is die groot ding. Jy weet baie van ons, haarverlies, ons noem dit alle die wetenskaplike ouens met alopecia. Dit is 'n baie algemene verstoring en jy is nie alleen, enigiemand wat haarverlies het, besef een ding, jy is nie alleen nie, dat meer as 50% van die wêreld by 'n bevolking word van haarverlies geaffekteer. In die Verenigde State, en dis nou weer eens navorsing wat ek nou verwys, lei na raming 35 miljoen mans en 21 miljoen vrouens van een of ander vorm van haarverlies. So dit is nie net ding wat ons mans ons hare verloor nie, vrouens dit verdun. Jy weet, en ongeveer 40% van mans sal teen die ouderdom van 35 merkbare haarverlies hê. Jy weet, ek kyk na al my pelle wat saans met skool was. En jy weet, ek is nou gelukkig, ek is seker maar geneties gelukkig het ek nie, maar hulle is almal blessed, hulle het min hare, toe ons nou op ons reunie was, bekla hulle daaroor, en jy weet so, dit is, in die vrouens ook, weer eens, daai dik bos hare wat jy het, word al hoe dunner. So, tot op hede is daar hierdie is belangrik, wat ons net wil mense bewus maak, tot op hede is daar slegs
2 FDA, die Federal Drug Administration in Amerika se goedgekeurde sintetiese middels vir haarverlies beskikbaar by jou dokter. Dis Propecia en Rogaine. Ja. Nou beide van hierdie middels het 'n sukseskoers van minder as 50% en die potensiële neeweffekte van middels is baie ernstig. Nou dit is een ding wat ek wil aanraak aan net en luisteraars is julle sien baie van hierdie mense wat produkte groeiprodukte binne 'n week of 'n dag. Dit is baie gevaarlik. Dit is dinge wat jy moet van wegbly, want enigiets wat in jou liggaam wat dadelik in 'n natuurlike proses versnel soos dit, het baie neeweffekte. So wees versigtig daarvoor, maak seker dat dit liewer die regte ding is. En weer eens, Amerikaanse en Hongaarse navorsers het in 2014 'n oorsig gedoen van studies wat behandeling van haarverlies met rooi-lig en infrarooi-lig terapie behels. Die oorsig het berig dat rooi en naby-infrarooi terapie gedemonstreer het dat haargroei, en hier het dit muise gedoen en mans en vrouens, 'n aantal groei in 89% van die mense wat dit gebruik het 'n aansienlike groei en visueel kon hulle sien, daar was 'n groei in die haargroei. Maar weer eens, dit is 'n proses. As mense hierdie terapie gebruik, dis soos as jy byvoorbeeld op 'n mediese kondisie het vir jou bloeddruk. Jy gaan nie net een pil vat en dan dink dit gaan werk nie. Jy moet dit aanhou doen. Dis dieselfde met rooi-ligterapie. Belangrik jy dit aanhoudend doen. Dis wat ek wil terugbring, daai ding van it's when something's too good to be true, it normally is. So as hulle vir jou sê dit gaan binne 3 dae werk, dit mag dalk werk, maar daar is definitief 'n prys wat daarbey kom. Nee, absoluut. Dit is een ding wat ek een ding sê dit is. Ek wens ons het baie meer tyd gehad want daar is soveel wat ons kan sê oor rooi-ligterapie, maar die produkte wat ons huidigelik dan kan gebruik, wat ons in ons huise kan gebruik. Watter produkte is daar beskikbaar? So daar is as jy gaan soek dan sê jy sien daar's baie verskillende produkte. Die meeste van hulle natuurlik is in 'n vorm van 'n mat of 'n lamp of iets wat jy kan om jou liggaam draai soos 'n belt of iets wat jy onder kan sit. Die skoonheidssalonne gebruik baie van hierdie panele wat baie meer lig het wat skyn op jou. So daar's vir elke produk, daar's spesifieke produkte. Ons het algemene produkte. Daar's algemene produkte beskikbaar op die mark wat jy weet, jy draai die mand om jou uit die liggies in, hy's flexible. Jy draai hom op jou arm of been en jy sit hom aan en jy kyk televisie of jy doen wat jy doen. Dit is nie dit steur jou nie. So dit is daar's baie produkte. Die groot ding wat ek moet sê is kyk na die produk se spesifikasies. Gewoonlik enigiets tussen 630 tot 850 nanometer gaan die meeste van jou kondisies behandel en dan ook jy weet maak net seker dat dit onderskryf word byvoorbeeld deur van 'n produksieproses af deur ISO dat dit byvoorbeeld CE sertifikasie het, Roche wat ISO, Roche, CE, FDA en natuurlik in Suid-Afrika SAHPRA. Sjoe. Mense nou 'n bietjie meer vra het want ek weet daar gaan mense wees wat meer wil weet hieroor. Ek wil beslis meer weet en so ek wens regtig ons het meer tyd gehad. Maar voor ek jou kontakbesonderhede vra, is die behandeling enigstens gevaarlik? Kan dit dalk jou vel brand of is daar neeweffekte? Daar is nie neeweffekte nie. So daar is soos ek sê van baie studies wat gedoen is en tot op hede oor rooi-ligterapie gepubliseer is daar geen nadelige neeweffekte aangemeld nie. Een van die redes hiervoor is dat die energie en die intensiteit van die naby rooi-lig golflengtes uiters laag is. So die hoeveelheid van energieblootstelling tydens rooi-ligterapie behandeling is so laag dat weefseltemperature nie maar 'n paar tiendes van 'n graad toeneem. Party van die produkte het iets wat jy bietjie warmer laat voel, soos vir spierbeserings van help om die spiere bietjie warm te maak, maar dit is die risiko van termiese beserings is 0. Daar is byvoorbeeld wat neeweffekte betref is al min, soos ek sê, weer eens ons Harvard professor, die wetenskaplike Dr. Michael Hamlin gesê, ek het af en toe gehoor van mense wat rooi-lig op hulle kop sit, en ek dink een persoon het hoofpyn gehad en 'n paar mense het oormatig slaperig gevoel. Maar voor ek dit sê, is net weer eens
mens die gemiddelde gebruik kan begin met 15 minute 'n dag en as jy geen neeweffekte toon nie of dan kan jy dit maklik 3 keer 15 minute 'n dag gebruik. Daar is geen neeweffekte wat wetenskaplik al aangemeld is nie. Met gereelde gebruik is die resultate gewoonlik 2 tot 3 dae sigbaar, maar byvoorbeeld met haargroei 3 tot 4 weke, met eksema kyk ons na 2 weke. Dit wissel om partykeer kan onmiddellik wees, dit hang af van die tipe pyn wat jy ervaar. Maar baie belangrik is dat daar verbetering is om elke dag die behandeling te doen. Nou, ons het van lig af gesels, jy kan dit gebruik terwyl jy sit of lees, TV kyk, kan jy die produkte gebruik? Ja, jy kan dit enige tyd en enige plek gebruik. So luisteraars, ek het vir jou baie goeie nuus wat dit betref, maar voor dit, gee asseblief ons jou kontakbesonderhede. Hoe kan mense jou kontak? Ja, hulle is baie welkom. Ons het 'n webtuiste, so dis www.theratools, ek sal dit spel theratools.co.za. Hulle kan ook vir my direk 'n e-pos stuur aan info@theratools.co.za en ek sal my bes probeer om dit te antwoord. Ek kan weer eens soos ek sê, ek is nie 'n mediese deskundige nie. As hulle spesifiek oor hulle kondisie wil hê, kan ek vir hulle die navorsing gee, maar ek stel voor dat enige persoon wat 'n spesifieke mediese kondisie het, ons kan die inligting vir hulle gee en as hulle dan 100% seker maak, praat met jou geneesheer, gesels met hulle daaroor, maak seker want daar is 'n paar kondisies wat daar wel wat ons voorstel dat jy dit nie gebruik nie. En dit is soos ek sê, dit is gedokumenteer, maar mense is baie welkom my te vra. Ek is daar en ek is gewillig om vir hulle die inligting te gee. En dit is dan info@theratools.co.za en Terra is THERA tools.co.za of www.theratools.co.za. Gaan dit weer spel THERA tools.co.za. Maar nou het ons goeie nuus vir ons luisteraars, né? Ja, ek dink dis na julle so lank na my moet luister, dink ek hulle het 'n bietjie van 'n verdien hulle ietsie. Ja, ek dink so, né? So jy gee vir een gelukkige luisteraar 'n mat weg. Verduidelik net eers, wat is die mat? Ja, dit is een van ons basiese produkte, Anet, wat vir meeste gebruikers voorgestel word. So dis 'n 40 cm by 20 cm wyte mat met 120 LED's in wat van 660 tot 850 nanometer spektrum doen. So die meeste van die kondisies wat ons bespreek het, kan behandel word deur die mat. Jy weet, dames kan dit gebruik vir kollageen, dit kan vir artritis werk, dit kan vir alles. So dit is 'n basiese produk wat die meeste behandelingsspektrum dek, wat jy kan gebruik op jou liggaam. Wow. En ons moet 'n vraag vra, dink ek, vir die luisteraars. Jy kan vir ons 'n boodskap stuur na 07208579222 07208579222. En ek dink ons maak die vraag maklik. Soos jy sê, hulle het nou lank na ons geluister. Luisteraar, waaroor het ons vanoggend gesels? Die voordele, daardie ek wil amper sê 'n wondermiddel nie, dit bestaan, dit is daar, dit is vir ons om te gebruik. Waaroor het ek en Will vanoggend gesels wat vir jou kan help met 'n rits probleme, gesondheidskondisies, haargroei, gewigsverlies? Ja, dit is weet jy net is die groot ding is ook jy praat so gewigsverlies. Jy was nou in 'n posisie waar jy gewigsverlies was. Hormoonterapie werk ook vir gewigsverlies. So as jy in die wetenskaplike studies is ook daar dat jy as jy dit help met gewigsverlies, weer eens is nie 'n wonderkuur nie. Jy moet ook natuurlik jou dieet en jou oefening aanpas. Maar dit help ook daarvoor. So ja, dit is daar's baie dinge waarvoor dit gebruik kan word. So, ons stuur vir ons 'n boodskap 07208579222. Waaroor het ek en Will vanoggend gesels? En as jy meer inligting wil hê oor hierdie onderwerp, info@theratools.co.za. Will sal so gou as moontlik vir jou probeer antwoord. info@theratools.co.za. Theratools is THERA tools TOOLS. En jy kan ook die webtuiste besoek www.theratools.co.za. Wil voor ons jou laat gaan, is daar 'n laaste boodskap, iets interessant wat jy wil vir ons sê van rooi ligterapie? Ja, weet jy net, ek dink ons praat so oor onsself, maar een van die interessantste goed
is dat in die meeste van die navorsing wat gedoen is oor rooi ligterapie het begin met diere. Oh, wow. En en dit is nog 'n belangrike behandeling is wat troeteldiere, veral katte en honde. En weet ons wil ons troeteldiere moet vir ewig lewe. Ek meen hulle is deel van ons familie Ja. en ons wil die beste lewe gee. En dit help veral met hulle arthritis. Jy weet as die ouetjies begin oud word, dan help dit met hulle arthritis. Ons op Instagram kan jy net op Therapools gaan. Is daar 'n video van 'n skaaphond wat 16 tot 17 jaar oud is. Dit is 'n jong hond rondhardloop en dan is daar 'n ander dame wat 'n 17-jarige ou kat met limfoom het. Wat daar definitief was sy die verbetering gevolg het. So dis nie net goed vir ons as mense nie, maar dis ook goed vir jou troeteldiere, jou honde, katte sal definitief daarbey baat vind soos hulle ouer word of as hulle dalk jy weet 'n velkondisie het of 'n wond het, dit help in die genesing. Wel, ek sê vir jou baie dankie en luisteraar, stuur vir my 'n boodskap 0720857922. Waaroor het ek en Wil vanoggend gesels en jy kan die gelukkige wenner wees van daardie mat. Ek sal vir die luisteraars tyd gee tot maandag toe om daardie antwoord te stuur en maandagmiddag 12:00 sal ons die gelukkige persoon se naam bekend maak. Weereens Wil, baie dankie vir jou tyd. Ja, baie dankie Anet en dat vir die geleentheid en baie dankie aan die luisteraars. Ek hoop dit dat julle baat vind by die inligting en dat dit iets is wat julle sal aan dink as julle aan julle gesondheid dink. Baie dankie Wil, ek weereens dankie vir jou tyd, hoor. Baie dankie almal. Bye.